Ek groet jou vanoggend in Jesus Christus se naam. Wil ek graag inloer en hoor hoe gaan dit vanoggend. En ek wil net so 'n bietjie vanoggend 'n bietjie my hart deel. En op hierdie pragtige dag hier in Pretoria, is dit seker een van die mooiste dae wat ons in 'n baie lang tyd gesien het, wat die son skyn. Ek sien nie 'n wolkie in die lug nie. 'n Fantastiese mooi dag na 'n baie moeilike week van bewolkheid en reën en uitdagende weer. Ek wil vanoggend met julle iets deel. Iets wat ek glo in my hart, nie net vir my nie, maar ook vir julle almal bedoel is, die van julle wat absoluut opreg is, wat die Here dien met 'n opregte hart, wat lief is vir die Here, wat alles in julle vermoë doen om absoluut aan die Here getrou te bly en voort te stap en 'n ligdraer van sy koninkryk te wees. In hierdie moeilike uitdagende tye waar ons lewe, gaan elkeen van ons op die oomblik deur moeilike tye, party in hulle gesondheid, party in hulle seksualiteit, party in hulle finansies, party in die omstandighede waar hulle werk, hulle besighede en hulle verhoudings met mekaar, en weet, veral ouers en kinders, maar ook grondgebied, huisdiere, perseel. Wat ek agterkom is veral na die opbou na Paasnaweek toe, word die aanvalle, is dit op 'n hoë graad, en die intensiteit van die aanvalle is net meer oorweldigend, as ek so kan sê. Jy kan regtig dit in die lug voel, in die gees voel, en ek werk met baie Christene hier buite. Ek het die voorreg om brood te breek met baie mense, en wat 'n voorreg om dit te kan doen. Maar ek kan vandag vir jou sê, baie van die hoë bome vang baie wind op die oomblik, en dis moeilik hier buite, dis uitdagend, en as dit moeilik gaan, dan raak ons stil, en ons trek so 'n bietjie terug, en ons maak spasie vir onsself, want die Here het ons geskape met emosie, en die gees is sterk, maar die vlees is swak. Dis wat Jesus vir ons kom leer het, en daai vlees, daai eie ekkie, wil ook sy kleur kom wys, en wil sy sê inkry, en dan is ou Satan ook nog daar, om meer hout en peter op die vuur te gooi. Ek wil vir julle vandag sê, dat ek gaan self, deur baie moeilike uitdagende tye op die oomblik. Ons krag het verlede donderdag aand, het die substasie ontplof, gebrand, wat jy dit ook al wil noem, en ons sit van verlede donderdag aand af, sit ons sonder krag, en ek wil vandag vir julle sê, dat dis nogal iets moeiliks, om gewoond aan te kan raak, veral as jy begin jou yskaste uitpak, en alles moet weggooi, en begin uitdeel, en in die oggende, moet jy nou maar met jou gasstoofie daar sit, en vir jou koffie maak, en vir jou water kook om mee te was, en die aande moet jy jou batterye gelaai hê, of verstaan my punt, dis moeilik, dit is onaangenaam, dit is nie gemaklik nie, en baie mense wat na hierdie boodskap luister, is saam met my deel van hierdie dinge, hulle gaan dit saam met my deur, en hulle weet hoe dit voel. Nou ja, vanaand teen 7 uur, 8 uur se kant, as ons nou 7 dae, wat ons in hierdie uitdagende tyd sit, en 'n mens sal dit nooit kan dink, dat in hierdie moderne tyd waarin ons lewe, dat ons deur sulke tipe uitdagings kan gaan nie, en jy weet, dit voel amper of ons in die tye nou is van die voortrekker, wat ons maar weer met die osse waas daar oor die Drakensberge trek, en wat jy ook maar met kole vuur maak, en dan jou water opwarm, en nie yskaste en vrieskaste het nie, en dis een van die die hoofredes, hoekom ek nie meer groot maat vleis byvoorbeeld koop nie, want veral met die tye van loadshedding wat ons deur is, kan jy net eenvoudig nie staat maak op hierdie kragnetwerke nie. Nou ja, ek is 'n mens wat altyd die positiewe in die negatiewe sien, en ons moet een ding besef, as Christenkinders van die Here, as die Here intree en optree in hierdie land, of dit nou teen die regering is, of dit deur die mensdom van die land is, gaan ons dit voel, verstaan jy, ons gaan nie weggesteek word, of toegemaak word, of bevoordeel word deur die Here nie. Daar waar die land deur die vuur gaan, deur die smeltgroef, waar die Here intree en optree, gaan ons dit voel, omdat ons deel
Ons is deel van die pret, ons is deel van hierdie land. En dit waar ons met wysheid moet praat en optree en absoluut lewe spreek en nie vervloeking, negativiteit en dood spreek nie, maar ook bid vir die Here vir sy genade, want maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, maak nie saak hoe ons alles wil sleg sê en mense verneder en vervloek en onsself hoogmoedig in die wolke plaas en dink ons is beter as ander mense. Op die einde van die dag het die Here altyd die laaste sê. Johannes 3:27 sê die Here, laat niemand, selfs Satan, deur hy, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is. So goed en sleg, wat ook al op aarde gebeur, God het altyd die laaste sê. En daar waar ons deur die vuur gaan, soos Paulus en Petrus hulle en Stefanus hulle en Jakobus en Filippus en selfs Johannes die doper, selfs Jesus, het hulle die Here geloof, enig prys, goeie en slegte tye, en geweet dat God bly in beheer. En dis hy sê in sy woord ook in 1 Korintiërs 10:13, hy sal nie toelaat ons buite ons vermoë, ons kragte beproef word. Hy gee vir ons almal 'n uitkoms, en daai uitkoms is Jesus Christus. En ek kan vandag vir jou sê, dit is snaaks wat jy leer van mense, as ons begin deur die moeilike tye gaan. Hier in ons kompleks waar ons bly, is daar seker so 2-3 mense uit 30 meentuise, townhouses, wat generators het, en elkeen is net vir homself. Hulle sal nog hoë mure ook rondom hulle bou, en ek bedoel, hulle sal nie een na jou toe kom en sê, luister meneer, bring jou ketel, ons kook gou vir jou ketel water nie. Ek het, in die moeilike tye, het ons een persoon gehad, wat ek weet, wat solar het, sonkrag kan gebruik, wat ons uitgenooi het en gesê het, weet jy wat, kom stort, kom laai jou batterye, jou selfone, kom laai dit, julle is welkom. En dis mense wat in dieselfde uitdaging sit as wat ons byvoorbeeld sit. En dis snaaks hoe mense leer, hoe elkeen optree in hierdie moeilike uitdagende tye. Ek het die voorreg gehad om te gaan kyk Saterdagoggend wat by daai kragstasie, substasie, of wat jy dit ook al wil noem, gebeur het, volgens hulle op die netwerke en op jy weet, al die verskillende sosiale platforms sê hulle, dit is vandalisme en diefstal, maar dit is snaaks genoeg, as jy by die stasie instap, die sekuriteit daar, so ek het hulle gevra, wat het hier gebeur? Want ek bedoel, hulle het sekuriteite daar, hoe kan dit vandalisme, hoe kan dit diefstal wees? En daai ou het vir my reguit gesê, ek gaan nie name noem nie, dat meneer, dit is nie diefstal, dit is nie vandalisme nie, dit is overloading. Nou wat outomaties gebeur, die substasie is verouderd, dit word nie altyd, al die goedjies word gemaintain nie, maar ook met al die load sheddings wat aan en af, vir hoeveel jare, dit beskadig die substasie. My vrou werk vir ingenieurs wat kragstasies bou, en dit wat daai ingenieurs met ons deel, is dat die substasies hou nie daarvan, dat goed aan en af geskakel word, en wat outomaties gebeur, in die laaste paar jaar, sit jy met 'n substasie, en mense bly aanbou, woonstelle, meentuise, townhouses, het hulle gebly aanbou, maar hulle het nie ge-upgrade, verstaan jy, hulle het nie die substasie ge-upgrade, en sterker gemaak, of extra substasies gebou, nou wat outomaties gebeur, gewoonlik wanneer so iets gebeur, wat die lading baie erg raak, is tussen 6 en 8 in die aande, waar almal ketels en geysers en stowe gebruik, en dis elke keer wat gebeur, dan word daai lading so oorlaai, niemand kontroleer hierdie tipe dinge nie, en dan begin daar ontploffings en brande en alles, en dan sit jou turf, waar jy, as jy op die einde van die dag, as jy dan die plek wil oorlaai met krag en met extra, dan moet daar kontrolering plaasvind, wat daai goeders kan na kyk, as daar te veel lading is, dan moet hulle maar die krag eerder afsit, dan sit jy nou maar 2 ure sonder krag, as wat jy nou toelaat, dat alles ontplof en verbrand en beskadig word, dan sit jy waar ons nou sit, vir 7 dae, ek deel met julle my hart, om vir julle vandag te sê, weet jy wat, die rede hoekom ek hierdie boodskap stuur, is dat, maak nie saak hoe ryk jy is nie, maak nie saak hoeveel panele jy op jou dak het nie, maak nie saak wat 'n kar jy ry en wie wat jou titel is nie, wie wat almal
is geraak deur hierdie moeilike uitdagende tyd die laaste 7 dae. Maar weet jy wat? Snaaks genoeg, dit was so bewolk dat baie mense se sonpanele nie eers kon gelaai het om vir hulle behoorlik krag te gee, om hulle geysers en daai tipe goeders aan te sit nie. En dan begin jy besef, jy weet baie mense, ons het baie selfsugtig geraak, ons mense, baie mense sal 400.000 rand se sonpanele opsit en hoeveel batterye koop teen duurste, sodat hulle in gemak kan lewe. En weet jy wat, daai mense het nie 'n saak met ou mense wat eer behoorlik kan loop nie, wat nie eers kan stort nie, wat in koue water moet stort, of vrouens wat klein babaatjies het. Weet jy wat, is asof mense so gevoelloos, so onverdraagsaam en liefdeloos geword het. En dis wat jy begin sien, jy weet, elkeen kyk na homself, en het nie 'n saak met sy medemens en sy naaste mens rondom hom nie. Niemand worry nie. Daar is mense, daar is goeie dinge ook. Verstaan my punt mooi. Maar jy sien ook dat jy weet wat, nee, daar's 'n absolute tekort aan verdraagsaamheid en liefde tussen mekaar. Ja, jy kan verstaan my punt, baie mense het die geld om hulle self dit vir hulle meer gemakliker te maak. Maar hulle het nie 'n saak op die einde van die dag vir hulle medemens nie, en hulle sal nie aanbied nie. Verstaan, daar's min mense wat sal aanbied. En wat ek daardeur probeer net vandag sê, ek weet van hoeveel mense wat in rykdom lewe, wat alles wat heeltemal uitgebou het en 300.000-400.000 rand gaan betaal het om dit vir hulle self gemakliker te maak. En ek is bly vir jou en mag die Here jou nog baie seën. Nou weet jy wat, dan weet ek van mense wat daar sit in rykdom en weet van ou mense wat sit daar in die donker, nee, wat nie eers 'n televisie kan aansit nie, wat nie eers 'n lig kan aansit, wat nie eers 'n radio kan aansit nie, want niemand worry nie, niemand is bekommerd oor sulke mense nie. En dit is, ek maak myself baie kere onpopulêr daaroor, want ek het 'n hart vir hierdie tipe mense, ek het 'n hart vir vrouens wat klein babaatjies het in hierdie moeilike tye. En ek kan vandag vir jou sê, jy weet, ou hoef nie altyd versukkel te wees, dit weet ek ook, maar weet jy wat leer hierdie tipe dinge my, hierdie laaste 7 dae, weet jy wat leer het my? Om humble te wees, nederig. Maar weet jy wat, nee, dan kan jy jouself vergelyk met die armste van die armste. En weet jy wat, nee, ons is vir 7 dae sonder krag, en dan moet jy sien hoe mense op hulle perdjies spring, en die opinies wat mense lewer, en die een wil bokse swaai, en die ander wil strate toemaak, die ander ene wil betoog. Maar weet jy wat, ons leer, juis in hierdie tye, hoe voel het vir duisende mense, miljoene mense wat in plakkerskampe sit, en nie net onder swart mense nie, maar bruin en wit mense, daar is soveel mense wat in plakkerskampe sit, wat uitgelewer is, vir hierdie absolute, ek wil sê, disrespect, wat gehandhaaf word hier buite. En weet jy wat, dan kry jy weer die gevoel, jy word nederig en sagmoedig en besef, dat ons moet 'n gevoel en 'n hart vir mense hê wat nie het nie. En ek het deernis, dit wat dit my leer. Nou, baie mense sê, maar hoekom maak jy dit nie vir jouself maklik nie? Ja, ek kan. Ek kan nou makro toe gaan, of waar ook kan en vir my 14.000 rand se generator gaan koop, en wat 'n 8 kVA, of wat ook al is, dan kan ek hom vir 'n uur start, en ek kan my geyser laat warm word, en ek kan hom in die aande laat werk tot die 10 uur, ek kan vir my ligte gee in die huis, en ek kan televisie kyk. Maar weet jy wat, ek maak die Here deel van my besluite. En weet jy wat, ek het die Here vra, Here, kan ek hierdie rigting volg? En die Here het nie vir my opdrag en toestemming gegee om dit te doen nie. Maar weet jy wat, ek wil ook nie 14.000 rand se ding te gaan koop vir 'n week, en dan outomaties, dan is alles weer reg, en dan sit die ding daar in die motorhuis, dan gebruik ek hom nie. Maar weet jy wat, nee, die Here leer my om nederig en sagmoedig te wees, om ook die gevoel te hê van mense wat nie het, wat arm is. Ek bedoel, hier's ou mense hier buite, wat van SASSA lewe, wat ek dink dis net so oor die 2000 rand te SASSA 'n maand, wat die regering, wat ons regering, ons land se gemeenskap, ons land, van ou mense verwag, om van 2000 rand 'n maand te lewe. En weet jy wat, nee, al kan ek vir my 'n generator gaan koop, het ek nie toestemming gehad om dit te doen nie. En weet jy wat, ek het ook maar my ou gasstoofie en maak vir my koffie, ek staan 5 uur op en kook vir my vrou emmers water, sodat sy kan bad en haarself was, en ek ook. En weet jy wat leer jy? Jy leer dat jy nie God
se witbroodjie is nie. Verstaan my punt? Net omdat ons die Here dien, beteken nie ons sal nie deur hierdie vuur gaan, ons sal nie deur die moeilike tye gaan nie. Maar weet jy wat, ons sal die positiewe in die negatiewe sien, en ons sal bly bid en God onvoorwaardelik vertrou. Want of dit die Here is wat self intree en optree teen hierdie land, en of dit iets is wat toegestaan en toegelaat is, ons moet die beste maak, en ons moet lewe spreek, en positief wees, en in 'n dagelijkse tyd, ja, ons betaal vir hierdie dienste, maar hulle verloor net soos ons verloor, want wat dink julle, kos dit om daai substasie weer op te bou, en al daai panele wat so sleg verbrand, dis massiewe groot skade, wat dink julle kos dit Tshwane, of wat jy die plek ook al wil noem, om daai plek weer op te bou en reg, dis miljoene rande, en terwyl hulle dit doen, het hulle 7 dae geen inkomste gekry, want niemand het krag gekoop, en niemand het dit gebruik, so, dan werk hulle 24 ure dag, wat kos daai arbeid hulle? En dit kan alles verhoed geword het, deur kontrolering, om dit te kontroleer, om seker te maak, daar waar die gemeenskap, die buurt, daai krag gebruik, dat dit amper in die rooi indruk, dan moet jy iemand kan hê wat dit kontroleer en sê, wie wat, dan skakel ons nou maar die krag af tot vanaand 11 uur, 12 uur, dan sit julle nou maar sonnekrag. En ten minste kan jy weer 12 uur die krag aansit en die substasie is beskerm. Maar as jy alles los, laat alles verbrand en ontplof en alles beskadig word, wil ek vandag vir sê, dit gaan jou baie geld kos. Wat ek wel vandag vir almal wil sê, is dat ons is nog eers in die winter nie. En jy weet, as almal daai selfsugtige attitude, kan ek maar sê, het, wat ons nie worry oor mekaar nie, en almal wil tussen 6 en 8 die maksimum uittrek, wil ek vandag vir sê, gaan ons 'n lang winter hê, ons gaan 'n massiewe lang winter, want hierdie goed sal nie hou nie. En ja, dis maar net my opinie, wat ek vanoggend met almal deel, want ek wil vandag vir julle sê, die rede hoekom ek hierdie boodskap maak, is ons weet, ons land is boos en goddeloos, en ons weet God gaan optree, en ons weet God, hy gaan baie dinge toelaat, tot waar hy die lyn trek, en as die Here optree teen hierdie regering, of teen hierdie landse mense, gaan ons as Christenkinders van sy koninkryk dit voel, jy gaan nie gevrywaar word nie, verstaan jy, God gaan jou nie in doeke, of in watte toedraai nie, jy gaan saam deur daai vuur gaan, en dit is, wat ek ook hierdie laaste tyd gevoel, ek lewe baie naam aan die Here, my hele lewe is uitverkoop vir God, maar weet jy wat, ek kan 'n generator gaan koop, ek kan dit gaan huur, ek kan dit vir my baie makliker maak, maar weet jy wat, dis asof die Here wil hê, ek moet deernis hê, vir mense wat dit het, ek moet deernis hê, vir mense wat dag en nag in plakkerskampe bly, wat in 3 by 3 blikhokke bly, wat sukkel om 'n bestaan te maak, wat in moeilike omstandighede kinders probeer groot maak, en krag probeer, en kos, en klere koop, en die Here maak ons humble, hy maak ons nederig, hy laat my voel, dat ek kan voel, hoe voel hy mense, weet jy wat, het is lekker om te kan ryk wees, ek glo, dis 'n gawe wat die Here vir ons gee, maar jy gaan rekenskap gee vir daai gawe, verstaande, as jy die gelykenis van die ryk jong man gaan lees, en ook die ryk dwaas met Lazarus, kan jy gaan sien, dat daai man het ook daar in weelde gelewe, en ou Lazarus het daar buite gesit, en gehoop hy kan van sy kos skep, en hy was vol swere, die honde daar aangelek, en kyk wat het outomaties op die einde van die dag daar gebeur, daai man sou hoë mure om hom gebou het, en hy sal homself, omdat hy verryk en ryk was, die beste gee, hy sal ook alles gekoop het, net om homself te bevoordeel, en nie 'n saak gehad het met sy medemens rondom, en nie 'n saak gehad het met mense naaste aan hom nie, verstaan my punt, daai man was so ongevoelig, Lazarus was nie eers in sy huis welkom nie, maar hy moes buite by die honde sit, en die honde het sy swere gelek, en kyk op die einde van die dag, hoe daai ding homself uitgespeel, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, weet jy wat, as jy vandag ryk is dit ook 'n gawe, ek glo dis 'n talent, dit is 'n voorreg van die Here af, om finansiëel sterk te wees, en welaf te kan wees, en jouself baie beter te versorg, as 'n ander mens hier buite, maar ek wil vanaf sê, dit kom met groot verantwoordelikheid, en ek sê altyd, almal kan nie, of een kan nie almal help nie, maar almal kan een help, en dit is waar jy vrede moet vind, as jy daar sit in luxury, in royal, en jy het alles van die beste,
En jy weet, as jy mooi gaan stil sit en dink, dat daar is miskien 'n sussie van jou, of daar is miskien 'n broer van jou, daar is miskien 'n ma van jou, of 'n pa van jou, wat daar in die donkerte sit, wat nie eers 'n ou radio het, om aan te sit, nie eers 'n ou televisie nie. En weet jy wat kan dit jou nou soveel ekstra kos, om daai persoon dit so bietjie meer gemaklik vir daai persoon te maak? En ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, dit is wat ons mense mis, en die liefde vir mekaar, die ondersteuning onder mekaar. Ek het Saterdagoggend was ek by daai substasie gewees, en daar was, ek het gegaan met die doel om te gaan kyk, hoe gaan dit daar, nie om te skree en te kots nie, maar om belang te stel, en net vir daai mense te sê, sterkte, dankie vir wat julle doen. En weet jy wat, ek het myself commit daai dag, dat ek gaan vir daai werkers, gaan ek ietsie koop om te eet en te drink. En wie wat ook vir hulle vra, maar hoeveel is hulle toe, is dit 60 mense, 60 dae, so sonder die sekuriteit. En ek sê, ek het myself commit, ek sien julle vanmiddag. En wie wat, ek was daar, ek het bietjie terugvoering gee op die groep, vir mense gesê, hoe lyk die omstandighede daar, en dat ek myself commit het, en as iemand voel, dit druk op hulle harte om by te dra, kan hulle my ondersteun. En 5 mense het bygekom, en wie wat, op die einde van die dag, het ek meer as genoeg finansies ingekry, wat mense my geondersteun het, om vir daai mense kos te koop en koring. Ek het soveel gekry, dat ek hulle tot die Sondagoggend, vir hulle klaar kon broodjies, wat ons klaar ham en kaas en tomatiebroodjies kon gevat, ek sê, daarso, weet jy wat, nee, mag die Here, dankie vir wat julle doen, mag die Here julle seën en julle hande en voete en julle gedagtes en denke versterk, om te doen wat julle goed doen, en mag die Here daardeur verheerlik word. Jy weet, daai mense het ook gesinne, hulle het ook families, hulle het ook huise, maar hulle offer alles op, om dit vir ons meer gemakliker te maak. Dit was Sondagoggend, laaste wat ek daar was, en ons trek al by donderdag, amper donderdag aan, wat dit 7 dae is, wat ons sonder krag sit, en ja, die yskast is leeg, gelukkig, ek het nie baie vleis gehad nie, maar alles is leeg en skoon gemaak, en weet jy wat, ons lewe nou maar net van, ek wil amper sê takeaways, ons gaan koop maar daar, want ek bedoel, dit help nie, ek maak kos, ek kan die goed nie koud hou, dis moeilike omstandighede, uitdagende tye hier buite, en al hoe kom ek hierdie vanoggend met jou deel, wat aan die ander kant sit, is om vir jou te sê, weet jy wat, ek lewe baie naby aan die Here, my hele lewe is uitverkoop vir God, vir 12 jaar werk ek, 24 uur, 7 dae 'n week, werk ek vir die Here, dis my bediening, dis my lewe, ek is uitverkoop, ek is heilige offer vir God, maar weet jy wat, nee, net omdat ek so naby aan die Here lewe, beteken nie, ek gaan gevrywaar word van al die moeilike omstandighede rondom my nie, verstaan jy, ek sal soos enige ander persoon hier buite, ook deur die vuur gaan, saam met hulle, as die Here intree in my gebied, as die Here intree in my land, gaan ek dit voel, ek gaan saam met dit deel wees, en weet jy wat, nee, die Here weet, ek is in 'n posisie om dit vir my meer gemakliker te maak, as ek my eie kop volg, want dis wat Satan wil hê, hy wil hê, ek moet ook vir my 'n ou generatortjie gaan koop, vir my mure om my bou, sodat ek net worry oor my en my vrou en my kinders, of net my en my vrou, dan weet jy wat, die Here sê vir my, wag, moenie daai 14.000 aan, weet jy wat, gaan deur hierdie vuur, maar weet jy wat, my krag kom ten sterkste, waar jy op jou swakste word, en die Here word daardeur verheerlik, want ek submit, ek gaan op my knie, ek sê, Here, Koert sê, gaan makro toe, gaan koop 'n generator. Here, ek wil nie na mense luister nie, ek wil nie na Koert luister, ek wil nie na Satan luister nie. Wat wil u hê, moet ons deur hierdie moeilike uitdagende tye doen? En die Here sê vir my kind, wag, gaan deur hierdie dinge. En weet jy wat, kry die gevoel, weet hoe dit voel vir duisende mense wat dag en nag in armoede, in plakkerskampe, in blikhokke sit, wat nie weet waar vandag se kos vandaan kom, wat nie weet waar vandag se warm klere vandaan kom nie, wat van die hand na die mond lewe, en wat deur hierdie regering versaak word en vir die varke gooi word, selfs ons ou mense wat van R2000 moet lewe. Ek was op 'n stadium by Steve Biko Hospitaal, wat ek daar met 'n maatskaplike werker geredeneer het en met hom gestry, wat ek vir hom sê, die staat val ons ou mense, julle sê ek moet hierdie persoon nie uitvat, ek moet hom gaan in 'n plek sit waar hy kan versorg word, wat hy kan eet, die staat gee vir ons ou mense R2000, nou vertel jy, wys gou vir my, waar moet ek met 'n ouer persoon heen gaan, waar moet hy gaan bly, waar moet hy eet, waar moet hy versorging kry vir R2000, ek sê, dis 'n skande, ons mense sien die realiteit reg voor ons oë afspeel, en
Dis asof ons nie daai gevoel, daai hart het van liefde en om 'n positiewe verskil te maak, want die wat in posisie sit van mag, dis asof hulle net lewe vir hulle self en nie 'n saak het met die wat vulnerable is, kan ek maar sê, die wat afhanklik is hier buite, ouer tuise, mense wat afhanklik is van liefde en ondersteuning, selfs weeshuise en weeskinders en weduwees, mense wat afhanklik is van ons ondersteuning en liefde, en dis waar die kerk 'n massiewe groot rol moet speel, wat ons daar vir mekaar, wat ons mekaar dra en ondersteun, dis hoekom jou tiendes daar is, dis hoekom jy jouself gee ook as 'n offer en sê, Here, hier is ek is bereid om by te staan en te help. En dis dit, jy weet, een kan nie almal help, maar almal kan een help. En dis wat ek probeer doen met die 1 of 2 dae wat dit op my hart gelê het ek uitgegaan en 'n positiewe verskil probeer maak. En van daar af het soveel mense al gaan kos sit op die borde van daai mense wat in moeilike haaglike omstandighede probeer daai substasie uitgesorteer kry. En al wat die rede hoekom ek vanoggend hierdie boodskap vir jou maak, want jy sit miskien nie vandag sonder krag nie, maar jy sit met 'n liggaam wat siek is, gesondheid. Jy sit miskien in 'n werk of 'n besigheid wat dinge baie sleg gaan, uitdagend gaan, wat jy nie weet of jy môre nog 'n werk het of 'n salaris het nie, of jy sit met 'n rebelse opstandige kind, of jy sit met ouers wat drink en rondslaap en weet disrespekvol is teenoor hulle kinders, en selfs daar is soveel uitdagings wat elke van ons tans deurgaan. Jy's miskien ver van die huis af, miskien sit jy in 'n hospitaal, miskien is jy in 'n tronk vandag. Ek wil net vandag vir jou sê, jy weet wat, ons almal het 'n kruis om te dra. En weet jy wat Paulus as ons gaan kyk na daai mense se lewens, selfs Simon Petrus, as daai mense het God geloof, eer en prys in die tronke wat hulle toegesluit is, in haaglike omstandighede het hulle lofliedere gesing en God geloof, eer en geprys in goeie en slegte tye. Daar was Jesus self in die tyd van Getsemane wat 3 keer vir sy Vader gesê het, Here, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker my verbygaan, maar immers U wil geskied en nie my wil nie. En dit wat ek sê vir die Here ook vanoggend in my gebede, ja, ons het genoeg redes, ons sit in die donker, en gelukkig, dis nog nie winter wat dit baie koud is, maar ons het baie uitdagings, maar weet jy wat, ek loof, eer en prys, en ek sê, Here, U wil nie, my wil nie, U wil nie, my wil nie, en ons weet die Here gaan intree, ons weet die Here gaan optree, kom nie 'n lekker tyd binne Suid-Afrika nie, maar ek wil vandag vir jou sê, wat doen jy vir jou medemens, wat doen jy vir ander, maar die belangrikste van alles, hoe tree jy op, as hierdie moeilike uitdagende tye, hierdie noodlot jou tref, hoe tree jy op, loof en prys jy God te goeie en slegte tye, of volg jy jou eie kop, dien jy om 80% en die ander 20% is jy self in beheer, of gee jy vir die Here en sê, Here, ek sal nie uit die boot uitklim, ek sal nie een tree by my hek uitgee, nie voor jy vir my opdrag en toestemming gee nie, want jy weet wat, die Here weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. Hy weet tot wanneer Jesus Christus kom en sy perfekte wil en wees sal moeilik wees. Dit sal nie 'n maklike pad wees om te stap. Die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Maar weet jy wat, hy sê in 1 Korintiërs 10:13, hy sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë, jou kragte beproef sal word. Hy gee vir jou 'n uitkoms, en daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus, is teen Satan en sy hele bose koninkryk. Ja, ek het 'n kers. Ja, ek het 'n batterylampie, en ja, ek het 'n familie en broers en susters wat vir my sê, kom na my huis toe, kom laai jou telefoon, en kom laai jou laptop, jou tablet, sodat die bediening die lig kan sien, sodat ek by my verantwoordelikheid kan hou. Kom stort hier by ons, elke tweede dag gaan stort ons, maar jy weet wat, daar's elke tweede dag gaan ons uit om ten minste 'n lekker stort te vang en alles te laai, die krag te laai op die telefoon, sodat die bediening kan aanbeweeg, sodat ek by my verantwoordelikhede kan hou, maar verder kook ons water en ons was, en ons het darm parafienlampe, en ons het daai tipe goeders om aan te beweeg, en weet jy wat, ons loof en prys God in goeie en slegte tye, en vandag wil ek maar net hê, julle moet weet, dat ek deernis het vir 'n arm persoon, wat in blikhokke bly. Ek het deernis, God maak my, juis in hierdie moeilike uitdagende tye, maak hy my net weer nederig, en bring my nader aan sy voete, en besef, ja, ek kan dit vir my beter maak, maar wat van die persoon wat ek agterlaat, en dit maak my nederig en sagmoedig. Dis lekker om geld te hê, maar geld maak 'n mens hoogmoedig, dit maak 'n mens partykeer 'n baie lelike mens,
En ek sê altyd, ek is nie daar om te kyk wat jy het, ek is daar om te kyk, wat doen jy van ander mense? Wat doen jy van ander mense? Wat doen jy vir jou medemens, vir jou naaste? Wat doen jy vir jou kerk? Wat doen jy vir jou ouer? Wat doen jy vir wat die Here ook al op jou hart plaas? En ek kan vandag vir jou sê, dis al hoe ons staande ooit in hierdie land sal bly, as ons 'n hand uitsteek, en aan ander doen wat ons graag aan onsself wil doen. Dis wat die Bybel tog, jy moet nie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En een kan nie almal help, of een kan nie almal help nie, maar almal kan een persoon help. En dis my raad vandag vir elke Christenkind van God. Hier kom groot uitdagende tye in Suid-Afrika, en ons moet mekaar kan dra. Die wat honger is, die wat nie klere, die wat nie komberse het nie, die wat sonder krag sit, die wat jou moontlik, as dit so aangaan, sonder water ook sit, moet ons daar kan wees vir mekaar, en mekaar op die hande dra, en hand uitsteek, en sê, weet jy wat, ek het 'n generator, weet jy wat, bring gou jou ketel man, ek kook gou vir jou 'n keteltjie water, of weet jy wat, ek kan nie vir die hele meentuiskompleks sê, kom stort by my nie, maar weet jy wat, ek kan myself oor ou mense vereensellig. Ek weet, dit het by my ore uitgekom van ou mense wat in koue water stort. Hulle is net eenvoudig te swak. En ek weet nie of hulle nie familie en vriende rondom hulle het wat naby bly nie. Dan gaan vat hulle maar koue storte. Weet jy wat, nee, ek het baie deernis vir ou mense en veral vir vrouens met klein babatjies en kinders in hierdie moeilike tyd. En dis daar waar ons harte moet vind. Dit is daar waar ons geloof moet uitleef. Dit is daar wat ons in die spore van Jesus Christus moet stap, en 'n rolmodel wees, en 'n voorbeeld wees vir hierdie goddelose, bose, siek, perverse wêreld waarin ons lewe. Ja, ons land het gekry waarvoor ons gestem het, die 29ste Mei 2024 het ons land gaan stem, en ons kry waarvoor ons stem, en ons mense moet nie vra nie, waar God nie is, hy is Satan baas, maar die Here het ons steeds altyd die laaste sê, hy het altyd 'n plan B ook, en hy sal nie toelaat ons buite ons vermoënskragte beproef word. Die land gaan deur die vuur gaan, en in hierdie tye kan ons baie dankbaar wees dat ons die Here ken. Hier's mense hier buite wat in hierdie gemors moet probeer 'n lewe maak, dan ken hulle nie eers die Here nie, so hulle glo nie in die Here nie, baie van hulle is in ongeloof, en glo nie in daai tipe dinge nie. Ek kan vir jou sê, dan's die wêreld nog meer donkerder, as wat dit vir ons wat die Here ken lyk. Ek kan vir jou sê, ek kan nie dink hoe stap 'n mens een tree verder vorentoe sonder die Here in hierdie moeilike uitdagende tye nie, maar hou vas aan die hand van God. En dis hoekom ek hierdie boodskap maak, net om vandag vir julle te kan sê, weet jy wat, ek lewe baie naby die Here, baie lief vir die Here, en ek hoor sy stem, en ek lewe baie naby aan hom, maar weet jy wat, dit maak nie dat ek gevrywaar word met al hierdie uitdagings nie. So ek dank die Here vir familie en vriende wat ek het, wat my bystaan en help, wat hulle huis oopmaak, sodat ons kan wasgoed was, en gou 'n lekker stort of 'n bad kan vang, en dat ek my batterye van my laptops en daai tipe dinge kan laai, sodat die bediening kan aanbeweeg. Verstaan my punt, as ek julle nie vanoggend hierdie boodskap stuur, sal baie mense nie eens geweet het, en die polisie wat ons sit nie, maar ek kan vandag vir jou sê, dit gaan oor alles wat in die hart aangaan. Snaaks genoeg, toe ek hierdie boodskap wou gemaak het, wat dit op my hart gelê het, toe druk die Here hierdie skrifgie op my hart, soos ek soek wat op my hart gelê word, en die skrif wat die Here op my hart gelê het, is Psalms 18 vers 27, en ja, dit is in die nuwe lewende vertaling. As iemand reg en goed optree, is die Here ook goed vir hom. As iemand slegte dinge doen, sal hy ervaar hoe dit voel as God slegte dinge aan hom doen. En jy weet wat, nee, ek kan vandag vir jou sê, miskien smaal jy vandag, miskien lag jy vandag, beteken hierdie boodskap miskien niks vir jou nie. Maar daar sal 'n tyd kom wat jy mense gaan nodig hê, en dan die dag wanneer jy daai hulp nie kry nie, dan sal jy besef en weet hoe dit voel vir hoeveel duisende mense wat in blikhokke bly. Jy weet, ons verkies om verby plakkerskampe te ry, onder wit, bruin en swart, daar's van elke kleur en geur is daar in plakkerskampe. Baie van ons verkies om nie links of regs te kyk as ons verby daai plekke ry nie, want jy weet wat, baie mense, veral die wat ryk is hoogmoedig. Vir hulle is hierdie tipe mense in die pad, verstaan jy, laat die plek de mekaar lyk en vuil lyk, en
Hulle is nou maar, hoe sê ou Donald Trump, die aliens in die lewe, verstaan my punt, verstaan my punt, dis lekker as jy geld het, as jy alles in jou lewe het, en jy die voorreg om uit die wolk uit af te kyk, en geld kan ons alles koop, behalwe 'n plek in die hemel, en ek kan vandag vir jou sê, die lekkerste lekker is om te weet, maar ek staan in die posisie om 'n positiewe verskil vir myself te maak, maar weet jy wat, omdat ek luister na die Here, kan ek met enige persoon op sy vlak kom, of vir die armste mense op aarde, en of vir die rykste mense op aarde, ek kan by enige persoon aanpas, om hom te red vir die koninkryk van God, en dit is die lekkerste lekker, om te weet, weet jy wat, ek het lig in my longe, ek het 'n dak oor my kop, ek het klere om aan te trek, ek het kos om te eet, al is dit nou maar so af en toe 'n takeawaytjie, of waar ook al, maar ek kan eet, ek het baie om voor dankbaar te wees, alles meer as dit is in elk geval net 'n bonus van God af, en God kyk wat in ons harte aangaan, hoor wat ek vandag vir jou sê, en jy sal nooit in jou lewe 'n fout maak, as jy inploeg in die koninkryk van God, as dit wat jy doen omdat jy die Here daardeur verheerlik, daar's niks lekkerder, as om te gee nie, verstaan jy, daar's niks, die woord, Jesus het ook gesê, dis lekkerder om te gee, as om te ontvang, en dis absoluut die waarheid, maar ja, ek wens almal 'n geseënde dag toe, ek loer net bietjie in, en dit deel net vandag my hart, om vandag vir julle te sê, onthou God het nie witbroodjies, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, net omdat ons sê, ons is kinder van die Here, beteken glad nie dat God ons kante sal kies nie, verstaan my, God trek niks in niemand voor nie, maar hy sit ons in 'n posisie, hy sit daai moeilike tye op ons pad, sodat ons kan sterk staan en bid vir die land, en bid vir Israel, en bid vir mekaar, dit is wat God van ons verwag, in die moeilike tye moet ons op water kan stap, en ons moet die Here kan loof, eer en prys, en 'n goeie voorbeeld stel vir mense, wat sien, wat weet, waarin ons is, hoe tree ons op, hoe praat ons, verstaan, hoe hanteer ons hierdie ding, wat is nie 'n kuns om klippe te gooi, nie, is 'n kuns om alles sleg te sê, en mense af te kraak, en af te breek, en jouself daar in die wolke te stel, en jouself te probeer beter vergelyk as ander nie, op die einde van die dag, God wil hê, ons moet alles in gees evalueer, en as jy gees toe gaan, dan weet jy wie sit agter alles. Ou Satan het baie skade kom maak, veral in ons land, ons pragtige land Suid-Afrika, maar dit is geslagte op geslagte, generasies platante afvalligheid van die egte suiwer woord van God, en hierdie land bou na 'n punt toe, en ja, ons kry waarvoor ons gestem het, ons kry die besluite wat ons maak en hoe ons lewe, en dis ook sê, dis nou die tyd om baie naby aan die Here te lewe, dis nou die tyd om 100% seker te maak, dat jou saak met die Here reg is, dat jou plek gesalf en gesout is, in hierdie moeilike uitdagende tye, om jou voete op die grond te hou, net omdat jy sê, jy is 'n Christen, beteken nie jy's God se witbroodjie nie, jy gaan deur moeilike tye, om die waarheid gaan dit nog slegter met jou gaan, dit gaan meer uitdagend gaan, want vir Satan is jy 'n struikelblok, en jy krap in sy slaai, verstaan jy, en ja man, jy's 'n doring in die vlees vir hom, en hy gaan alles in sy vermoë doen om die lewe vir jou ondraaglik te maak, en jou te stop waarmee jy besig is, of vir jou te wys, sien jy man, jou God is nie lief vir jou nie, sien jy man, die Here laat jou daar in die donker sit, sien jy is verarm, en jy dien die Here, kyk, jy kan nie eer vir jou sonpaneeltjie opsit, jy kan nie eer vir jou generatortjie gaan koop nie, nou moet jy met 'n waslap bad, en in die tye terug beweeg van die Drakensberge, met die voortrekker wat jy met 'n osse water kook, en daar oor die berge trek, verstaan jy, Satan wil al die leuns vir jou insit, en te sê, weet jy wat, God het van jou vergeet, en kry vir jou man, die groot probleem wat baie van ons mense doen, ons probeer ons seëninge van God, in geld, en materiële dinge meet, en verstaan my punt, baie mense, nee Here, kyk hoe seën die Here daai persoon, kyk wat 'n kar ry, kyk wat 'n huis bly, kyk alles wat hy het, en dis net daar, waar baie mense die pot totaal en al missit, want as jy jou Bybel nou gaan oopslaan, by Handelinge 2, 3, 4 en 5, sal jy gaan sien hoe die eerste bekeerdes opgetree, hoe hulle alles in hulle lewens verkoop het, hulle eiendom, hulle plot, hulle plase, hulle huise verkoop het, om die werk van die Here te befonds, en ek kan vandag vir jou sê, ek weet van baie mense hier buite, wat in ander gelowe vasgevang is, wat ek vandag vir jou aan die hand kan vat, en kon sê, kom kyk hoe lewe hierdie mense, hulle het alles van die beste, van die grootste huise, van die mooiste karre, sakke vol geld, hulle het alles wat hulle besighede, hulle het alles, moet nooit, dan dien hulle nie Heer vir Jesus Christus nie, hulle is in ander gelowe vasgevang,
En dit wat ek vandag vir jou sê, jy sal 'n absolute dwaas wees om seëninge van God te meet in dit wat jy besit en dit wat jy het. En jy sal 'n absolute dwaas wees. Hoor wat ek vandag vir jou sê, maar dit gaan oor wat in die hart aangaan. Ek kan na enige persoon kyk en die manier hoe hy praat, hoe hy optree, hoe hy ander mense behandel, sal ek dadelik weet of die liefde van God in sy hart is. En dis absoluut waar, ek sal sien of hy 'n hart vir sy medemense het. Ek sê altyd vir my vrou, ek sal seker nooit in my lewe iets, ek sal nooit 'n ryk man wees, ek sal nooit alles hê nie. Weet jy hoekom? Nie omdat ek myself vervloek nie, omdat ek my laaste vir mense sal gee. Ek kan nie vat om te sien hoe suffer 'n mens, en as ek in 'n posisie is, sal ek altyd 'n mens probeer help en die lewe vir daai persoon probeer makliker maak. En ja, ons in my tye van salarisse, ek het laas 'n paycheck getrek toe ek 'n besigheid nog gehad het. En vandat ek in die bediening staan, het ek nooit salarisse verdien nie, en dis ook maar goed so, want ek sal alles uitdeel. En dis die voordeel, jou skatkis is in die hemel, hy's nie op aarde nie. Maar vandag kan ek op my knie sak en sê, Here, dankie dat jy my die hart gee, of te kan voel, hoe voel daai brein, of daai swart mens, of daai wit mens binne die plakkerskamp. Hoe voel dit om so te wees? Dit hou my nederig, dit hou my sagmoedig, en dit leer net weer vir my, in al hierdie uitdagende tye, hoe dankbaar ek moet wees. Nie net om hom te ken en met hom te praat en in 'n verhouding met hom te staan in 'n bediening nie, maar bevoorreg te wees om te hê wat ek het vandag. Daarvoor sê ek vir die Here dankie. God het nie witbroodjies, moet dit altyd onthou. En ons almal het verskillende kruise wat ons dra. Almal van ons het verskillende gawes en talente van God ontvang. Maar wat doen jy vir jou medemens? Wat doen jy vir 'n ander hier buite? Dit is wat ek vandag vir jou wil sê. En hou jou voete in die grond en loof en prys God in goeie en slegte tyd. Dit wat Job gesê het in Job 2 vers 9 en 10 vir sy vrou, wat sy vir hom sê, vervloek God en sterf. En hy sê vir hom, maar as ons God in goeie tye kan aanbid, dan moet ons dit nie ook in slegte tye ook kan doen nie. En dit wat ek vandag wil sê, dis wat ek doen, dis wat ek uitleef op die oomblik. En weet jy wat, dis hoekom God my na enige persoon toe kan stuur. Maak nie saak hoe arm hy is nie. Maak nie saak wat 'n kleur sy vel is nie. Maak nie saak wat 'n taal hy praat, of hy 'n man, vrou vir kind is nie. Maak nie saak of hy arm is, maak nie saak of hy ryk is nie. Of hy in 'n hut bly, in 'n plakkerskamp, of in een van die grootste huise binne Suid-Afrika. God kan my na enige persoon toe stuur. En ek kan met daai persoon vereensellig, ek kan by sy voete gaan sit en van onder af oppraat met hom, omdat ek sy hart ken, omdat ek myself kan aanpas by elke persoon. En dis hoekom ek het vandag met jou deel, wat 'n uitdaging jy ook al het. Onthou net altyd, net omdat jy 'n Christen is, net omdat jy sê ek ken Jesus Christus, net omdat jy jou Bybel lees en bid, beteken nie jy's God se witbroodjie nie. Jy gaan nie ekstra anders te behandel word nie. Jy gaan, God tree in hierdie land, en hy het ons almal lief. God het die mens as beeld van God geskape, en hy hanteer almal dieselfde. As hy straf en optree en vuur oor hierdie land stuur, en ons land gaan deur 'n smeltskroef, gaan ons almal dit voel. Niemand gaan gevry word daarvan nie. Ja, waar die beskerming van God inkom, is wanneer jy hom ken en naby hom lewe. Sê die woord, dat God beskerm jou, hy bewaar jou, hy sluimer nie in, hy slaap nie, en oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie in sy voete sit nie. Ons sal rustig slaap, misdaad sal ons nie tref nie. En ek vir jou sê, dis pikswart hier buite in die aande wanneer ons gaan slaap. God is in beheer, die engele van die Here is om my, hy is binne, buite my perseel. God is self die muur van vuur rondom my perseel, my huis. En hy bewaar en beskerm my. Weet jy wat is lekker, om jou oë daartoe te maak en te weet, jou Vader in die hemel is totaal en al in beheer. Slaap lekker my kind, ek sal jou bewaar en beskerm. Weet jy wat 'n voorreg is dit? Dis die lekkerste lekker om daai voorreg te kan hê en te sê, Here, omdat ek jou dien, omdat ek getrou en gehoorsaam aan jou woord is, omdat my lewe in suiwerheid en heiligheid voor jou bring, weet ek vanaand ek kan my kop neerlê. En al weet jy wat, al moet ons koppe ook afgekap word, al moet ons ook kruise toe gaan soos Jesus Christus, al moet ons ook in tronke sit, al moet ons ook deur in koue, sonder kos en water, deur moeilike tye, dagende tye kom, sal ons nog steeds die Here loof, eer en prys. Want weet jy wat, ons is in elk geval net kuiergaste, net vreemdelinge in hierdie wêreld. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. Ons oë is op die onsigbare gerig, nie die sigbare nie, want die sigbare is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. En dit wat belangrik is, hou jou voete op die grond, wees nederig en sagmoedig, en besef en weet net vandag, net omdat jy die Here ken en baie naby aan hom lewe, beteken nie,
jy is sy witbroodjie nie. Jy gaan soos enige ander persoon hier buite deur uitdagende tye gaan in ons ekonomie, daar waar die krag af is, daar waar die water opdroog, daar waar die goed gaan ons dit voel. Maar die Here, ons staan vas op die beloftes van God. Hy's 'n waarmaker van sy woord. 1 Korintiërs 10:13. Hy sal nie toelaat ons buite ons vermoënskragte beproef word. Hy gee daai uitkoms. En daai uitkoms is Jesus Christus. En as jy na die hand van God gryp, as jy na die stem van die Heilige Gees luister, sal die Here vir jou sê, my kind, hierdie is 'n bietjie moeiliker pad. Jy het nou nie 'n generator nie. Jy het nou nie sonpanele nie. Jy het nou nie inverters en UPS nie, maar wie wat loop hierdie pad? Dis waar die deurbraak en die uitkoms lê. Daar aan die ander kant sal jy die fontein met lewende water ervare beleef en sal die lig weer in jou lewe skyn. En dis belangrik, die pad wat ons saam met die Here stap, is nie altyd 'n maklike pad nie, maar as jy 'n pad saam met die Here stap, sal jy geseën word, en sal jy beskerming geniet. En die belangrikste, daar waar jy op jou swakste is, sal God daardeur verheerlik word. En dis al wat saak maak. Gehoorsaamheid is vir die Here belangriker as offer. Ek deel hierdie boodskap vandag, want ek weet nie met wat elkeen van julle deel vandag, wat die uitdaging in julle lewe is nie, maar veral met die opbou na Paasnaweek toe, wil ek vir jou sê, ou Satan val aan. Hy swaai groot houe en hy deel skoppe uit, en hy wil jou plat hê, hy wil jou stop, hy wil jou afvallig maak, hy wil jou ewige saligheid kom steel, en hy wil jou mond hy wil jou mond stil maak, verstaan jy, want hy wil nie hê, ons moet die Here verheerlik vir dit wat kom met Paasfees nie. Kry jou hart, jou gees reg en bly gefokus en hou jou oë op Jesus Christus, op sy koninkryk. Pas op vir al die stemme wat rondom jou praat. Daar's baie stemme wat praat. Bly gefokus in die Bybel. Luister na die stem van die Heilige Gees. Lees jou Bybel, bid elke dag. Dra jou wapenrusting, salf en sout jou huis en maak gereeld jou huis skoon. En belangrikste van alles, bid vir mekaar. Efesiërs 6:18, bid vir mekaar, bid ook vir my huisgesin. Bid dat die Here ons sal sterk maak sodat die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus die lig sal sien hier buite en dat die Here almagtige God daardeur verheerlik sal word. Dis al wat saak maak. Dankie vir die luister. Shalom, vrede word vir almal toegewens. Lief vir julle almal. Ons gesels gou weer. Groetnis, hoor. Bye bye.